enige nuwe gesigte. Magtig, julle is daar maar klomp bitter eindig, né? Hey, praise the Lord. Kyk, ja, nee. Kom ons kyk, is nou 8 dienste in 4 dae. Ja. Vrydag, Saterdag, Sondag, Maandag. 8 dienste in 4 dae. En almal van julle wat ek sien, het dit al gesien. Ja, fantasties. Jesus, julle self hande klap, man. Net vir Debbie verwelkom. Welkom, broer. Ja, ek is dankbaar vir elkeen van julle. Ek kan sien julle is kerkfiks. Amen. It's like it quite. Pastor, kom ons nou vra vir getuienis. Sal iemand wat 'n getuienis het? Asseblief. Nee, weet. Ek het nogal gesit en dink as daar geleentheid gaan wees vir 'n getuienis, dan moet ek nou hierdie vir julle vertel. So, ons het toe nou vertrek Vrydagoggend vroeg daar na Stofberg toe en daar's hierdie Hottentots God wat aan die karavaan vasklou. Hulle is so half binne die deur. En ons kom daai kant en ons slaan tent op en die ouetjie klim uit en ons hier in die tent. En Sondag toe ons dan weer oppak en ons pak alles in, maar ons sien toe nou nie die ou net seker maar weggevlieg. En ons kom by die huis en my ma is besig om die karavaan uit te pak en goedjies te kry wat ons nodig het nou vir die Sondag aand se diens en hier is die ouetjie nou weer daarso. Sy sê, "Jene, maar jy het dit gemaak." Toe maak die Here my attent op iets. Hoe desperaat is jy om by sy huis te wees? Sure. Dat daai dingetjie aan daai karavaan vasgeklou het, deur daai verskriklike wind en weer en alles, om by die huis te wees. Ja. Hoe desperaat is jy om by sy huis te wees? Wow. Sure. Praise die Here. Ek wil julle ook iets vertel. Ek wil ook iets sê. Amen. Ja, ek wil net kyk asseblief. Dis het gister vir my gebeur, my mag sê dit reg. Amen. Praise die Here. Here is goed. Halleluja. Ja, en die ander mense wat ook pastoor gebid het by die konferensie, hulle sê ook, hulle is ook nou nog reg. Yes, praise die Here vir dit. Halleluja. Amen. My vrou is ook reg. Ja. Amen. God is goed. Hy's 'n waarmaker van sy woord. Halleluja. Amen. Maar as jy daar in die banke bly sit, gaan daar vir jou niks kom nie. Jy gaan met die voorkom staan en sê, ek weet en ek besef dat ek het Jesus nodig. Dan gaan ek jou gesond word en dan kan jy gesond word. Kom ek vertel julle 'n openbaring wat ek gekry het. Ons sit daai aand saam met die pastore, hulle gesels en hulle deel fantastiese stories. En pastoor Charles se vrou vertel van hoe hulle gegroei het, op groot geword het, dit maar moeilik gegaan. En hulle het, julle weet, baie van die winkels gooi blikke kos uit. As die label weg is, dan gooi hulle dit uit. En dan word dit natuurlik vir die mense wat behoeftig is geskenk. En al wat hulle eet is bytbeens en koolkop. En haar suster, wat nou bietjie jonger as sy is op daai stadium, ek het nie regtig ouderdom nie, maar maak maar jou eie gedagtes daar wat hulle gaan. Sy bid toe en vra vir die Here, kan ons lekker kos kry? Maar gaarkos, ons moet nog gaan kos maak. En daai later die middag of die aand, dan klop aan die deur en dan kom 'n vrou met 'n gekookte kos en dit is met 'n lekker Sondagete. En dit is 'n baie mooi storie want 'n gebed is beantwoord deur 'n kind wat opreg gevra het. Maar net daar besef ek dat iemand, 'n vrou, het agter kospotte gestaan. Die hele dag om vir iemand, haar familie, haar kinders, wie ook al wat sy genooi het om by haar te kom eet, moes iemand gegaan het en sê, weet jy wat, ons kom nie. Voor hy vrou gestaan en sê, waarvoor moet dit nou so loop? Ek staan die hele dag en sloof my af. Net laat julle my moet drop. Maar iemand moet daai deur Ja, kosbaar. So. om nie te gaan nie, sodat 'n ander klein kind wat gebid het, sy gebed kan beantwoord word. So baie keer, dis lekker om aan hierdie kant te staan as jy vra vir iets en dit gebeur en dit is amazing. Maar onthou volgende keer as jy aan die ander kant staan en jy kry 'n bietjie teespoed en 'n spieter, dalk net, is daar iemand wat gebid het vir die Baie waar. Amen. Ja. Kom ons bid saam.
Halleluja. Ons Vader wat in die hemel is, wat 'n wonderlike voorreg is dit om weer voor U te kan staan. Yes, my Lord. Here, ons is so bevoorreg om weer U naam te kan kom verheerlik. Ja, Koning Om te Jesus. kan sing en U naby te wees. Maar Vader, ek vra dat U met ons sal wees vanaand. Asseblief, Here. Gaan ons nie verby nie. Staan by elkeen van ons stil. Yes, Lord. Die van ons wat nuwe olie kort, Hmm. geef vir ons asseblief. Vader. Asseblief, my Koning. U weer wees op die prediker, dat hy op die woord sal bring, Here, in asseblief. die wysheid. Ouwe Vader, dankie vir alles. Ons bid alles in U groot en heilige naam, die weer word vanaand verheerlik deur die musiek. In Jesus naam. Yes, Lord. Amen. Amen en amen. Kom Halleluja. ons staan, dan sing ons. Pastoor, van die woord, iets met woord om. Ja, op hierdie stadium nie. Ek is net hier met 'n baie dankbare hart vanaand. Dat ons die Here ken. Dus dan in die bidkamer ook gebid het, ek voel regtig waar die dierbaar is dat ons bekeringsstorie moet nooit oud word. Amen. Want om jou getuienis, ons is nie almal predikers nie, André, maar ons is almal 'n getuienis. En om daardie getuienis te deel met die wêreld daar buite, dit is die beste preek wat jy kan preek. Want niemand kan met jou stry nie. Jy weet dis die waarheid. Jy weet dit is die manier hoe die Here jou siel gered het. Elke een van ons se storie is anders, maar elke een van ons weet een ding hier binne. My gees getuig saam met God se gees dat ek 'n kind van God is. En dis die belangrikste van alles vanaand. So prys sy heilige naam. Ons gaan lekker saam sing. Very soon we are going to see our King. Amen. Amen. Sing lekker vir die koning. Dis waaroor dit gaan. Holy
Amen. Thank you, Jesus. Halleluja. Die verwagting is groot. Prys die Here. Die wat stop gewy voor jou mond sit. Jy moet ek glo jy ken hierdie lied, maar jy moet baie mooi luister na hierdie woorde. Elke vers in hierdie lied is so spesiaal. Elke vers vertel 'n ander storie en 'n man woorde van dankbaarheid en hoe ons onsself vir die Here wil gee. En jy weet, kom ek vertel gou so 'n bietjie geskiedenis. Hierdie liedjie is eintlik op 'n wêreldse wysie geskryf van 'n Amerikaanse weermag lied vir die Green Berets. En dit maak nie saak nie, maar die feit dat dit op 'n oorlogbeat geskryf is en dat daar Christelike woorde bygesit is. Ek weet ons is in 'n oorlog met die duiwel. As u dit nie weet nie, moet u dit vanaand begin weet. Jy's in 'n oorlog met die duiwel. Jy kan nie op die stoep sit en koffie drink saam met hom nie. Jy kan nie deals met die duiwel maak nie, halleluja, want hy gaan nie sy kant van die deal gaan hy nie hou nie. Ergens gaan hy jou verneek. Ergens gaan hy jou mooi Afrikaanse woord, hy gaan jou bevat. So, wees baie versigtig om deals te maak met die duiwel. So kom ons vat hierdie oorlogs passie vanaand aan en die pas dit gaan van hierdie oorlogslied en ons verklaar oorlog teen die duiwel en ons gee onsself ten volle vir die Here terwyl ons hierdie lied sing vanaand. Kom ons sê net, Here, ek gee myself ten volle vir U. Ek wy myself weer opnuut
vanaand toe. Dalk het jy lankal al die keuse gemaak, maar dalk het jy bietjie vervlou langs die pad. Ek weet nie, ek ken nie die storie nie, maar vanaand kan elke een van ons, en ek sluit myself hier in, kan elke een van ons net weer vanaand sê, Here, steek die vuur aan my in die brand. Maak my weer reg vir hierdie oorlog. Want Here, ek is bereid om in die voorste linies te beklei vir u woord. Halleluja. So kom ons sing dit met hierdie passie, met hierdie gesindheid vanaand. In Jesus naam. Halleluja. Neem my neer, ek wil na dit hier. Die gewei is meer en meer. Laat my hand verdierig jy, en vandaan waaruit betuig. Neem my hand, maak ons sterk. Dienstbare, die goeie weg. Neem my voet, skoei alweer, met bereidheid tot die Heer. Leer my stem en laat my sing, aan die Here hulde bring. Laat my mond die boodskap dra, ons sal vind wat na u vraag. Neem my goud en silwer Heer, niks nou net my eie weer. Al my kennis en verstaan, stel ek in die Vadernaam. Maak my hand verdiep op troon, deur die Gees wat in my woon. Rig my op, gevoel en dan, altyd na die meeste raad. Neem my lewe, laat ek hier, die gewei is meer en meer. Laat my hand verdierig jy, en vandaan waaruit getuig. Begin hom oor, kom ons sing hom weer. Halleluja. Prys die Here. Ons proklameer so lekker vanaand, né? Kom ons proklameer nog 'n bietjie. Prys die Here. Halleluja. Prys sy naam. Halleluja. Amen. Neem my lewe, laat ek hier, die gewei is meer en meer. Laat my hand verdierig jy, en vandaan waaruit betuig. Neem my hand, maak ons sterk, dienstbare, die goeie weg. Neem my voet, skoei alweer, met bereidheid tot die Heer. Neem my stem en laat my sing, aan die Here hulde bring. Laat my mond die boodskap dra, ons sal vind wat na u vraag. Neem my goud en silwer Heer, niks nou net
Ek sien hoe die Here vir jou 'n parel necklace omsit, maar die parels is baie ver uit mekaar. So trend is soos ek dit in die gees gesien het, is hulle so ver uit mekaar het, om jou nek gehang. En dis asof die Here vir jou sê vanaand dat hy gaan vir jou byvoeg, maar daar gaan 'n tyd verloop tussen elke gawe. Hierdie gaan oor materialisties, maar ook oor geestelik. En die Here voeg vir jou by op hierdie necklace, maar daar gaan 'n tyd verloop. Jy gaan iets ontvang by die Here, dan gaan daar 'n tyd verloop, dan ontvang jy nog iets by die Here, en dan gaan daar 'n tyd verloop. Maar in hierdie tye wat verloop, daai gaps, as ek dit so kan stel, en daai gaps moet die Here bly prys. Jy moet altyd in jou gedagte hê dit wat die Here gedoen het, die laaste een wat hy vir jou gedoen het. Nie eers Here, hier's nou, is asof in 'n woestynheid is, wanneer kry ek weer iets? Nee, nie dit nie. Prys net die Here die hele tyd vir dit wat jy ontvang, en die Here gaan meer maak en meer maak, en die gaps tussenin gaan al hoe klein is, asof tussen in elke gap voeg die Here nog. As jy geduldig is in die tyd wat jy lank moet wag, sal die Here al vinniger begin byvoeg. Maar jy moet die hele tyd die Here prys op wat jy gekry het, en getuig by op en jy moet klaar begin vertel wat die Here vir jou gedoen het. Mag die Here sy woord seën. Amen. Halleluja. Prys die Here. Kom ons sing nog so ietsie. Ja. Dit is baie maklike liedjie. Baie spesiale liedjie, so sing net saam met die lirieke, maar jy sal dit nog kry. Soos 'n Isak op die altaar, lê ek myself neer vir die plan en doel en heiligheid, o Heer, soos Yes, my Lord. ek is oorgegee. Totaal en al, Here, halleluja. My hele lewe is oorgegee. Jesus, halleluja. Is oorgegee. Ja, prys sy heilige naam, halleluja. Ek is oorgegee. My hele lewe. Hallelujah. Oh, blessed be the name of Jesus. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Here kom versterk ons, kom
raak ons aan met nuwe krag, halleluja. Prys die heilige naam, Here. Voorgegee is ons, Here, maar onder die kosbare bloed van die Lam wil ons bly, halleluja. Ja, wie so oor stem gehad nou by daai liedjie. Dis daai woordnote, ja. Dit is schon nie gevang het nou. Maar hy leer, dis ek jou gesê. Ja, Andre, ons sing nie sulke goed daar by ons huiskerk nie. Dis lyk die mense voor. Kom ons sing nog 'n lied. Let Jesus fix it for you. Let Jesus fix it for you. He knows just what to do. Oh yes, Lord. Whenever you pray, let the Lord have His way. Let Jesus fix it for you. Oh yes, my Lord, hallelujah. Let Jesus fix it for you. Hallelujah. Oh, Spirit of the living God, hallelujah. Come fix all our problems tonight in the name of Jesus, hallelujah. Let the Lord have His way. Let Jesus fix it for you, my Lord and my God. Let Jesus fix it for you. He knows just what to do, my Lord. Whenever you pray, let the Lord have His way. Let Jesus fix it for you. Let Jesus fix it for you. He knows just what to do. Whenever you pray, let the Lord have His way. Let Jesus fix it for you. Let Jesus fix it for you. He knows just what to do. Oh, my Lord. Whenever you pray, let the Lord have His way. Let Jesus fix it for you. Let Jesus
Kom ons sing dit gou sonder musiek. Let Jesus fix it for you. He knows just what to do. Hallelujah. Whenever you pray, let the Lord have His way. Let Jesus fix it for you. Nog eenmaal asseblief. Let Jesus fix it for you. Yes, Lord. He knows just what to do. Whenever you pray, let the Lord have His way. Let Jesus fix it for you. Nog eenmaal saggies vir die Here. Let Jesus fix it for you. Oh my Lord. He knows just what to do. Whenever you pray, let the Lord have His way. Let Jesus fix it for Ag, miskien net you. nog 'n laaste maal asseblief. Let Jesus fix it for you. Oh my Lord. He knows just what to do. Whenever you pray, let the Lord have His way. Let Jesus fix it for you. Is daar nie iemand uit die bank uit wat net 'n gebed gou vir ons wil doen met 'n dankbare hart, net om vir die Here dankie te sê dat hy ons so kom ontmoet in die aande nie? Wil iemand nie vrymoedigheid vat nie asseblief? Ons dankie grote koning Thank you, Lord. vir die grootheid en die goedheid. Here, dat U ons almal weer saam onder U dak gebring het. Dankie Here vir al die liefde wat U vir ons hierdie naweek gegee het. Ja, Dankie prys die Here naam, dat U halleluja. almal gegee het wat hier moes wees, Here, sodat Dankie, U aan hulle koning sal Jesus. bewys dat U ons God is. Here, ons sê dankie vir pastoor dat hy is en dat U sy lippe sal salf. Asseblief, my in die koning, nag wat halleluja. voorlê en die pad wat hulle moet teruggaan. Ek dank U Here en my almal sê amen. 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 Prys die naam. Halleluja. Jy mag die sitplek hê. Baie welkom Martinus. Halleluja. Baie lekker om jou ook hier te hê. Prys die Here. Die waar is Jan het reg gesê vanaand, dit is die bittereinders wat hier is. Ons kan nou sien wie is kerkfiks en wie is nie. Kyk, Martinus is kerkfiks, werkfiks. Alles fiks. Alles fiks. Alle my mooi seun. Wat sê jy? Hæ? Gaan Tsitsie op 'n ander plek. Ons is dankbaar om hier te wees. Ek sien daar's baie mense wat inskakel op Facebook vanaand. Baie lekker. Baie dankie dat julle ook die diens saam met ons geniet. Mag die seën van U. Dis wonderlik as ons die tegnologie reg gebruik, né? Ek meen daar kom ons lelik en mooi saam met alles. En as ons net die lelike en alles sien, dan gaan ons daarom 'n ou baie negatiewe en boring bestaan hê, né? Maar as ons alles vat en ons gebruik dit positief, weet, dan kan ons dit gebruik om die koninkryk baie verder uit te stuur. Jy weet, 50, 60 jaar terug was jy maar baie beperk tot evangelisasie, baie beperk tot jou eie gebied en al daardie dinge. En nou vat hierdie selfone, die internet, vat hierdie boodskap die wêreld in. Prys die Here. En daar's Suid-Afrikaners in elke land omtrent verteenwoordig op hierdie aarde. So dis wonderlik om te weet dat die evangelie kan so, jy weet, en Jesus het dit geweet. Het jy geweet toe hy gesê het,
voor ek kom moet die evangelie na die uithoeke van die aarde toe gaan. Het u geweet dat hy geweet het, hy gaan dit maklik maak vir ons, want al die kennis en verstand plaas ek in die Vaderhand, halleluja. Alle kennis en verstand kom van God af. Die mens dink hy weet baie, maar God is die een wat daar die wysheid, die kennis in elke mens plant. En jy weet, ek sê dit baie, dat die Here gebruik nie net geredde kinders van die Here om met jou te praat nie. Die Here gebruik nie net godsmanne en godsvroue om vir jou te voorsien nie. Inteendeel, die goddelose sal die huis van die regverdige aan die gang hou. Dis wat die woord vir ons leer. So prys die Here se naam daarvoor. So as een van julle lotto speel en julle het die lotto gewen, ons sal die 10de aanvaar. Baie dankie. Prys die Here. Kan ons net vir die Here 'n lekker lofoffer gee. Amen. Ek gaan met u praat vanaand uit 'n hoofstuk waar u al baie boodskappe uitgehoor het. Hordes boodskappe, duisende boodskappe, waaruit baie pastore al gepreek het, waaruit ek self in my lewe al hoeveel keer gepreek het, en ek dink dis een van die hoofstukke in die Bybel met die meeste openbarings in. Dis regtig waar 'n wow hoofstuk. Nou as ek u gou net ietsie interessants kan vertel van die tyd waarin ons nou lewe. Ons is nou in Esegiel 37. Niks na Esegiel 37 het al gebeur in hierdie tyd waarin ons lewe nie, hoor. Jy dink dis 'n Ou Testamentiese boek, maar onthou dis 'n profetiese boek. So, jy moet baie mooi gaan lees die hoofstukke hierna, 38, 39, 40, gaan lees daar die hoofstukke daarna, en jy sal agterkom dat daar profetiese hoofstuk, maar dis dalk waar die kerk homself nou bevind. Die kerk het sy verwagting verloor. So baie mense het hulle verwagting verloor, en spesifiek vir die koms van die Here het hulle verwagting verloor. Klink soos die gedruis van baie waters hier langs my. Prys die Here, halleluja. Gedruis van baie waters. Ons sien iets in die gees, en ek sê dit weer. Ek sê weer dat ons wag nie meer vir herlewing nie. Ons is nou in herlewing, en nou moet ons loop met hom. Ons geloof moet nou voete hê, en ons kan nie nou ons het vanmiddag gepraat van passiewe gelowiges en aktiewe gelowiges. En as u nou 'n passiewe gelowige is u in die moeilikheid. Is in die moeilikheid. En as jy iewers in die lewe 'n aktiewe gelowige was, en jy het teruggeduins en ek wil nie sê teruggeval nie, want jy is nie teruggeval in die wêreld in nie, maar jy het dalk lou geword. So jy is op 'n baie gevaarlike plek as jy 'n aktiewe gelowige was en jy is nou skielik 'n passiewe gelowige. Hierdie ding het my vanmiddag bygeval en dit het gekrap aan my binneste dat mense wat aktiewe gelowiges was, is nou passief vir die Here. Nee, iemand anders kan dit maar gaan doen. Och nee, ek het genoeg gedoen in my jare. Hulle kan dit nou gaan doen. Hulle kan maar gaan. Ja, die waar is, hoe meer ons vir God kan doen, hoe beter. Ek wil met die praat vanaand. Ja, prys die Here, ek sal wel preek tot môreoggend, maar ek gaan vanaand met u praat oor dorbene, hoor die woord van die Here. Halleluja. Dorbene, hoor die woord van die Here. En ek wil 'n paar dinge hier uitlig vanaand en onthou ouma, onthou jy's nie oud nie, jy's net 'n bietjie ouer as ek, né? Maar jy kan 'n paar dinge onthou en die ou mense, die ouer mense het altyd gepraat van ou geld. Onthou dit. Daai mense het ou geld. So daai plaasie sal geslagte in hulle familie. Hierdie mannetjie wat nou begin boer, hy boer met ou geld. Dis ou geld daai. Sal lank in die familie. So nou wat ek vanaand wil vir u doen, of wat die Gees van die Here vanaand wil doen, is hy wil ou probleme aanspreek. As jy in die veld loop en jy kom op 'n karkas af wat al gister dood gegaan het of iets, en hy's opgeblaas, miskien bietjie, maar hy lyk nog soos 'n rooibok, ou tieners.
Hy lyk nog soos 'n rooibok, maar as jy in die veld loop en jy kom op 'n ou droë karkas van 'n bees of 'n bok af wat lank jare terug, dis 'n ou ding, hy lê al lank daar en dis wat mense sê, hy lê al lank hierso. Nou ons het probleme, ou probleme wat al lank lê in ons binneste. En vanaand, Dorbene, hoor die woord van die Here, prys sy naam. Dorbene, daardie ou probleme, hoor vanaand die woord van die Here. Dit is wat ons aanspreek, dis wat die Gees van die Here vanaand aanspreek. Ek wil hê jy moet baie mooi luister. Jy sien, John, hoe oud is jy? Jy 16, maar jy sit dalk met 'n ding wat krap jy in jou binneste van 3 jaar oud af. Dis 'n ou probleem. Dis 'n ou probleem. En weet jy wat? Ons is te trots. Nee, niemand moet weet hiervan nie. So ek sit eerder in banke, soos Jan gesê het van, ek sit eerder in die banke, ek gaan nie vir hierdie oproep uitkom. Ek bid dat die Gees van die Here die sitplek nou al begin warm maak onder jou. So wanneer die oproep gemaak word, en as die Here vir my iets openbaar, gaan ek in elk geval sommer na jou toe kom vanaand. So as jy bang is daarvoor, moet jy maar nou loop. Klaar. Dan gaan ons mekaar baie moeite spaar vanaand. Maar as die Gees van die Here vanaand my 'n ou probleem in jou lewe openbaar, en jy wil nie uitkom nie, dan gaan ek sommer gou na jou toe kom. Want die Here gee hierdie boodskap vanaand, sodat ons klaar kan maak met ou probleme. Jy weet, baie keer in 'n gehoor, en ek sê nie dis hier so nie, en ek sê dit onder die bloed, maar as dit so is, dan spreek ons dit aan vanaand. Maar baie keer sit mense van 50, 60 jaar oud met kindermolestasie probleme in hulle binneste en hulle het nog nooit dit aangespreek nie. Dis ou probleme wat moet aangespreek word. Mense sit met kritiek en mense sit nog met selfbeeldprobleme omdat hy dalk ergens, jy weet, 'n man is gemaak om vir sy familie te sorg. Dit is in ons ingeprint. Ons is broodwinnaars en daardeur sê ek nie vrou van die werk nie, maar jy verstaan wat ek probeer sê. Vir 'n man, ek gaan hierdie voorbeeld maak. Vir 'n man om minder geld as sy vrou huis toe te bring, is 'n groot issue. En baie keer moet ons oor dit ook kom. Want tye het verander. Ek meen, ons sien nou, maar ek is nou nie meer die hoof van die huis nie. Nee, jy is nog steeds die hoof van die huis. En laat ek sommer gou nog iets sê, onthou net manne, ek sê dit daar vir die Facebook kykers ook. Jy is net die hoof van die huis as jy direk onder Christus se gesag staan. Jy kan nie aanspraak maak dat jy die hoof van die huis is as jy nie direk onder Christus se gesag staan. As Christus nie jou hoof is nie, kan jy nie die hoof van die huis wees nie. En dis hoekom rolle baie keer omgedraai word, want die vrou dien die Here en die man dien nie die Here nie. Dan is die gesagsrolle in die huis omgedraai. Glo jy dit? Praat ek nonsens? Dink bietjie mooi daar. Dit gaan nie oor salarisse wat ek nou van praat nie. Maar ek weet, baie keer is dit vir die man 'n issue. En dis 'n ou probleem. En dit bring baie keer moeilikheid in die huwelik in. So kom ons spreek al hierdie ou probleme aan. Ek het nou maar net 'n paar voorbeelde genoem, maar ek weet die Gees van die Here en ek gaan nie vir jou vra waarvoor jy hier voor staan nie. Moenie bekommerd wees daarvoor. Ek wil net saam met jou bid vanaand. Ek wil hê ons moet hierdie ou probleem moet ons aanspreek vanaand en ek wil hê van hierdie dag af vorentoe moet ons skoon hier wegloop met 'n skoon sluit. En luister wat sê die Here of Esegiel praat eerste en hy sê hierdie ding, hy sê die hand van die Here en skus, hierdie is ook 'n hoofstuk van herstel. Dis 'n hoofstuk van herstel. Prys die Here. En so baie mense in die kerk moet herstel ondervind sodat hulle weer kan bereid wees om in te skakel iewers tussen 'n familie van gelowiges. Ons lees in vers 1, het julle die plek in die Bybel? Die hand van die Here was op my, halleluja, en hy het my uitgebring deur die Gees van die Here en my neergesit in die laagte en dit was vol bene. En hy het my by hulle laat verbygaan na alle kante toe. En kyk, daar het 'n groot menigte oor die laagte gelê en kyk, hulle was baie dor. En kom ek wil gou stop hierso. Een van die Engelse vertalings, die NIV vertaling, miskien moet ek dit gou lees, New International Version. Hy sê dit so, ek is mal daaroor. Hy sê, the hand of the Lord was on me and he brought me out by the Spirit of the Lord
and luister, and set me in the middle of a valley. It was full of bones. Die Here sit jou vanaand in die middel van jou lewe, van jou omstandighede, want hy wil hê jy moet na alle kante toe kan omsien op hierdie laagte. God wil jou vanaand, en dit maak baie keer seer, want daar's sekere dinge wat ons wegsteek. Ons wil nie hê dit moet uitkom. Ons wil nie daaroor praat. Ons wil nie praat oor die manier wat my pa of my ma my behandel het, en hoe ek baie keer maar as kind al vir myself moet sorg nie, want my ma dronk gelê, of my pa dronk gelê, of my ma dronk geloop, of my pa dronk geloop, en ek is die een wat daaronder gelei het. Ek wil nie my storie vertel nie, want dit maak seer. Nie noodwendig altyd omdat ek skaam is daaroor nie, maar omdat dit seer maak. En ek wil nie so diep grawe nie, ek wil nie so diep in hierdie vallei ingaan nie. Dis okay as ek op die kant kan staan en ek kan inkyk, maar om in die middel van dit alles myself weer te bevind, want dis ou probleme, dis dorbene. Dis nie 'n ding wat gister in jou gees doodgegaan het nie. Dis 'n ding wat al jare 'n sekere area of aspek van jou lewe doodmaak, en jy kan net nie groei nie, want hierdie ding loop saam met jou. Dis 'n dorbeen. Die Here sê hy sit vir Esegiel, he set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, op en af. Op en af. Dat jy die heeltyd, vanaand, dis seer, maar vanaand wil die Here hierdie vallei vir jou oopmaak. Vanaand wil die Here hê jy moet op en af loop in hierdie vallei en al die droë bene aanskou wat in jou lewe is. André Langenhoven moet vanaand die droë bene bietjie aanskou wat in sy lewe is. Want die Here wil iets doen. Die Here wil hê jy moet vanaand klaarmaak, en daarom sit jy dalk vanaand op 'n seerplek en sê, Here, ek wil nie op hierdie plek sit nie, asseblief, ek wil nie hier wees nie, maar God wil hê jy moet klaarmaak. God wil vanaand vir jou iets doen. Glo jy dit? Amen. Glo jy dit dat jarelange probleme kan in 'n oomblik, in 'n oogwink verdwyn uit jou lewe uit, as jy God net 'n kans gee. Dis waaroor dit gaan vanaand. Ek voel hierdie preek gaan baie korter wees as wat ek hom gemaak het. Ja, prys die Here. Voel julle die salwing? Ek voel die salwing, halleluja. En hy het my by hulle laat verbygaan na alle kante toe. En kyk, daar het 'n groot menigte oor die laagte gelê. En kyk, hulle was baie dor. Probleme, lang terugse goede, wat ons nou mee moet deel. Sien in isolater sien, wat doen hierdie ding? En die Here vra vir Esegiel hierdie woorde. Hy vra, mensekind, kan hierdie bene lewendig word? Ek vra vir u vanaand, kan die Here vanaand vir u iets doen? Kan die Here daardie area in u lewe wat dood gegaan het, dink jy die Here kan dit lewendig maak? Amen, prys die Here. Julle is meer aan die gang as Esegiel, want Esegiel het die maklike antwoord gegee. Hy het gesê, Here, u weet. Here, u weet. Luister gou weer wat sê die Engelse vertaling. Hy sê, I said, Sovereign Lord, you alone know. Allerheiligste God, enige God, u weet dit. Kan jy daai vertroue in die Here plaas vanaand om te sê, almagtige, soewereine God, ek weet vanaand, u kan dit vir my doen. Prys die Here. Dalk is ons nie so groot groep vanaand nie, maar die Here het u met die hand uitgekies om hier te wees vanaand. Prys die Here, want hy wil u dorbene aanspreek vanaand. Hy wil my dorbene aanspreek vanaand. Prys die Here. Dalk moes sommiges nie hier gewees het nie, want hulle sou dit nie kon hanteer nie. Want hierdie laagte is groot. Hierdie laagte is dor. En die Here steek jou nie vanaand weg in hierdie laagte. Hy openbaar die hele laagte, openbaar die Here aan jou vanaand. Here,
Daarop sê hy vir my, profeteer oor hierdie bene. Jy sien, die Here het nie gesê, ek gaan profeteer oor hulle nie. Hy het gesê, jy profeteer oor hulle. Andre, jy beter positiewe inspraak in jou eie lewe in lewe. Jy sien, sodat God kan begin werk. Want as jou eie mond dit nie spreek nie, en jou eie ore dit nie hoor nie, gaan jy dit nie glo nie. Jy sien, dit is hoe geloofsaad werk. Jy moet dit spreek, met jou eie mond moet jy dit spreek. As ek sê altyd vir mense, as ons vir hulle bid vir die doping in die Heilige Gees, dan sê ek, wanneer hierdie taal in jou opkom, sê dit met 'n hoorbare stem. Anders gaan jy dit insluk. Die duiwel, dit klink stupid, want dit is letterlik hoe dit gebeur. Die duiwel trek dit terug en jy twyfel daarin. Hoekom moet jy dit met 'n hoorbare stem sê, sodat jou eie ore dit? Jy hoef nie soos die pastoor te skree nie. Maar jy moet dit ten minste met 'n hoorbare stem sê, sodat jou eie ore dit kan hoor. Dieselfde werk, ouma, as daar 'n taal in 'n uitleg is. As jy daai taal gaan fluister, gaan niemand dit hoor nie en jou geloof gaan vir jou sê dit is nie 'n taal van die Here af nie. Wanneer jy 'n taal bring, en dit is hoekom ons hart bid ook. Mense sê, maar hoekom bid julle hard? Hoekom doen julle dit alles so? Want ek wil hê my eie ore moet dit hoor. Dit gaan nie oor God nie, dit gaan oor my. God hoor my. Maar as my ore dit nie hoor nie, dan glo ek dit. En dis presies net dit wat die Here hier vir ons sê vanaand. Profeteer jy oor hierdie dorbene. En sê vir hulle, dorbene, hoor die woord van die Here. Glo julle in 'n tyd soos hierdie, in 'n tyd waarin ons woon, glo julle dat God nog met sy volk praat? Amen. Prys die Here se mooi naam, halleluja. Ons hoor nog sy stem. Is ons nie op 'n wonderlike plek nie? As ons nog God se stem kan hoor in hierdie tye waarin ons lewe, dan is ons op 'n fantastiese plek. Dienes terwyl jy jou bakkie was, praat God met jou. Hoe wonderlik, halleluja. Of ek sit, of ek staan, of ek lê. En dan laat het julle, mag ek gou 'n bietjie van my eie preek afwyk. Blaai gou na Psalm 139. Hoor jy, ek is so mal oor hierdie Psalm. Weet jy so, dat ek vir jou vanaand iets sê. Psalm 139. Van vers 1 af. Ek gaan sommer redelik ver lees daar tot vers 10 of vers 11, want hoor hierso hoe goed die Here my ken. En dis hoekom ek is so dankbaar as hy met my praat, want hy ken my beter as wat ek myself ken. Hy is die pottebakker, ek is die klei. Hy is die maker, ek is die maaksel. Halleluja. Hy is God, ek is mens. Here, U deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagte. Terwyl dit nog 'n klein saadjie in my binneste is, weet God al lankal wat ek wil dink. Hy weet al lankal wat ek wil sê. Van ver af ken U my gedagte. U deurvors my gaan en my lê. En U is met al my weë goed bekend. Ek dank die Here daarvoor. Want daarom sê ek weer, hy daag nie op nie, hy wag my in. God wag my in op die pad. Hy daag nie op skielik. Nou sê hy was altyd daar. En hy wag my in. Die moeilike tye wag hy my in. En hy gee my revelations, hy gee my openbarings dat ek kan aangaan. Hy gee my skrif elke dag. Soos daar die manna en kwartels in die woestyn. Gee die Here jou net hierdie jou skriffies om jou net aan te bemoedig en aan te hou bemoedig so tot jy in daardie beloofde land kom waar hy vir jou soveel meer in storie het, maar in die woestyn kyk hy so mooi na jou. En U is met al my weë goed bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie, of U, Here, U ken dit geheel en al. Ons het vir my 'n mooi psalm hier. U sluit my in van agter en van voor, en U lê U hand op my. Kan iets verkeerd gaan?
Hy sluit my in van agter en van voor en hy lê sy hand nog op my ook. Ek is so bedek, halleluja, onder die skaduwee van die Almagtige. Ek is so onder sy vlerke soos 'n hen haar kuikens bedek en beskerm onder haar vlerke. So doen die Here ook met my. Kind van God, is dit die moeite werd om hom te dien? Verseker is dit, halleluja. Ek hoop hierdie boodskap gaan wyd en suid verseer word, nie omdat ek preek vanaand nie, maar omdat die Here so ernstig met ons praat oor hierdie saak vanaand. En daarom wil ek ou probleme vir hom gee, want hy sal lankal daarmee bekend. Hy sal lankal daarmee bekend. Ek preek op 'n plek by 'n vreemde gemeente een aand, en die Here sê, daar's iemand wat baie lank terug by 'n waarsêer gewees het, en jy het dit nog nooit bely nie. En ek dink, Here, watter woord is dit hierdie? Dit is 'n klomp kinders van die Here wat hier voor my sit. En 'n oom staan op en hy sê, ek was by 1956. Was ek by 'n waarsêer en ek het hierdie saak nog nooit met God uitgemaak nie, maar vanaand herinner die Here my daaraan. Halleluja. God het 'n saak met ou probleme. Hoor wat ek vir u sê vandag. God het 'n saak met ou probleme in jou lewe. God wil nie hê jy moet daarmee saamloop nie, want dit keer jou om die volheid van die Gees te ervaar in jou lewe. Om dit te begryp is te wonderbaar vir my. Te hoog. Ek kan daar nie by nie. Is dit nie vir ons so nie? Ons dink, ag nee, wat gaan die Here tog nou daaroor doen? Dis 'n torbeen. Dis al so lank al dood, is deel van my lewe. Ek kom nie eens meer agter dat daai area van my lewe is dood nie. Ek het geleer, weet jy hoeveel keer hoor ek hierdie ding? Ek het geleer om saam te leef met hierdie probleem. Weet jy hoeveel keer hoor ek dit as ek met mense in berading sit, en dan sê hulle vir my, maar pastoor, ek het maar geleer om met hierdie ding saam te leef. Dink jy nie dit is wat die duiwel wil hê jy moet doen nie? Dink jy dit is wat God wil hê jy moet doen? Dink jy God is tevrede daarmee? God wil jou help. God wil jou help. Vanaand is nie 'n kwaai God met 'n weerligstraal nie. Hy wil jou help. Dis wat hy wil doen. Hy wil 'n vader-seun verhouding hê. Hy wil 'n vader-dogter verhouding met jou hê vanaand. Hy wil hê jy moet soos 'n kind op sy skoot kom sit en vir hom vertel, ek sit met hierdie dor been in my lewe. Here, kan U my nie help met hierdie dor been in my lewe nie. Halleluja. So waar sou ek heen gaan? Waar sou ek heen gaan van U Gees en waarheen vlug van U aangesig? Klim ek op na die hemel, U is daar. En maak ek die doder uit my bed, kyk, U is daar. Neem ek die veels van die daggeraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon. Ook daar sou U hand my lei en die regterhand my vashou. Prys die Here se mooi naam. Ja. Maak nie saak waar jy jouself bevind nie. Ek is lief vir die see, 10 is die see. Ons is verskillend. Maar of hy op die berge is en ek op die see is, en of hy onder in die vallei is en ek is in die woestyn, U is daar. U is daar. Halleluja. Prys die Here. Sê 'n bietjie, Here, dankie dat U daar is. Dankie dat U alreeds daar is. Halleluja. U is alreeds daar. O, prys die Here. Prys die Here se mooi naam. Luister, toe hy profeteer, daarop sê hy vir my, profeteer oor ons vat hom weer vas van vers 4 af. Profeteer oor hierdie bene en sê vir dat dorbene hoor die woord van die Here. So spreek die Here, Here tot hierdie bene. Kyk, ek bring gees in julle in, sodat julle lewendig kan word. Sê bietjie, ek gaan lewendig word. Ek gaan lewendig word, halleluja. Ek kan nie meer hierdie dorbeen saam met my sleep. En die Here gaan verder, en ek sal seënings op julle lê, en vlees oor julle laat kom, en 'n vel oor julle trek, en gees in julle gee, sodat julle lewendig kan word, en julle sal weet dat ek die Here is. As jy vanaand hier uitstap, sal jy weet dat die Here het jou aangeraak. Nie André Langehoven nie, nie Jan de Klerk nie, niemand nie, nie Tannie Susan de Klerk nie. Halleluja, niemand het jou aangeraak nie, nie eers Alicia. God het jou aangeraak. God het jou aangeraak. En weet jy wat? Wanneer jy al hier wegstap, sal jy voel, die pyn is nie so seer nie.
Want daar's klaar seënings. Daar's klaar vlees wat besig is. Halleluja. Hoor julle die woord van die Here? Dorbene, hoor vanaand die woord van die Here. Ek sal seënings oorsit. Ek sal vlees oortrek. En ek sal gees gee. Bo alles gaan ek gees gee. Lewendmakende gees in daardie dor area. Jy sien, jy het gewoond geraak om daarmee saam te leef. So jy dink, wat jy dien die Here, man, sharp, ek is uit for a way. Maar as die Here vanaand kom, en hy vat daai dor been, en hy begin weer hom nuut maak, soos hy moet wees, want hy moet nie dor wees in jou gees lê nie, dan moet seënings opkom, daar's 'n volgorde, jy sien, daar's stappe, en die Here doen dit vir jou so, en wanneer jy vanaand wakker word, dan word jy skielik met 'n gees van vrede, en jy wakker waar jy ander nagte, waar jy so lank in jou lewe, met angstigheid in die nag wakker word, want jy dra hierdie die Here praat met iemand, hierso. Halleluja, ek is amper klaar, glo julle my? Ja, man, ek preek nou lekker. So spreek die Here tot hierdie bene. Kyk, ek bring gees in julle. En julle sal lewe, sodat julle lewendig word. Ek sal seënings op julle lê en vlees oor julle laat kom en 'n vel oor julle laat trek en gees in julle gee. Hy sê dit sommer 2 keer, sodat julle lewendig kan word en julle sal weet dat ek die Here is. Toe het ek geprofeteer. Dit as die Here vir my so iets sê, gaan ek ook daarom nou waaragtig nie wag nie. Daai twyfel wat Esegiel gehad het, wat sê, Here, maar u weet, is sommer nou dadelik weg, en yes, nou profeteer ek oor my lewe, want die Here het vir my gesê, Pastor Andre het nie vir my gesê nie, maar ek het een ding beloof, Pastor Andre het hierdie boodskap by die Here gekry. Halleluja. Ek praat uit God se mond uit vanaand. Ek praat nie uit my eie mond uit nie. Ek praat vanaand uit God se mond uit. Halleluja. Toe het ek geprofeteer soos my beveel was. Presies soos die Here vir hom gesê, so het hy dit geprofeteer. So, wat sê dit vir my? Ek moet bietjie hoor by die Here wat ek oor my eie lewe moet sê. Ek moet bietjie by die Here begin hoor wat ek volgende moet doen. Ek moet bietjie by die Here hoor waar ek moet links draai en waar ek moet regs draai. Ek het dit al genoem ergens in 'n boodskap, maar een van my motto's in die lewe is Esegiel 1:12, wat sê waar die Gees van die Here vir hulle gesê het om reguit vorentoe te beweeg, daar het hulle beweeg. As die Gees vir my sê ek moet vorentoe beweeg, al wil ek links draai, al voel ek nee, maar Here, ek moet nou eers 'n koffie toe gaan. En die Here sê nee, jy moet daartoe gaan. En as ek daar kom, is daar iemand wat moet bedien word. En die Here het dit geweet, so die Here moet my voetstappe rig. Dis verskriklik belangrik dat die Here my voetstappe rig. Jy sien, ander dink dalk, jy moenie jou werk los nie, maar die tyd kom, wanneer die Here vir jou gaan sê, skryf daardie bedanking, en ander gaan vir jou sê, wat maak jy nou? My mense, elke keer, as ons van een gemeente gaan, en ons gaan na 'n ander gemeente toe, waar ons weer oor moet begin, dan kry ek oproepe. My pa het al 'n paniek geslaat. Almal het al 'n paniek geslaat, want waarmee is hy nou weer besig? Hoekom gaan julle nou weer oor begin? Julle weet julle raak nie jonger nie. Wie het dit gesê? Goeie genigtig. Ek meen, ek lyk nog 21, as jy ver van my af staan. Kom ons gaan aan. Toe het ek geprofeteer soos my beveel was. Wat moes hy profeteer? Lewe. Ja, nie, Here, hierdie bene sal nooit lewe. Jy sien, toe die Here met hom gepraat, ons moet meer die stem van die Here begin hoor. Dit moet van ons gebede wees. Here, praat meer met ons. Praat meer met ons. Rig ons voetstappe, sodat ons weet soos ons weet. Dit is van U af. En sodra ek geprofeteer het, was daar 'n geruis en kyk, 'n beroering. So,
En die bene het nader gekom. Elke been na sy been. Wanneer dit gebeur 3 jaar later? Dadelik, sê 'n bietjie dadelik. Sê vanaand werk die Here onmiddellik. Prys die Here. Vanaand is nie een van daai dinge wat jy kan bid en oor 10 jaar gaan dit regkom nie. Vanaand as jy die Here vertrou, gaan hy jou genees. Oor hierdie seer. Die Here praat oor seer vanaand. Die Here praat nie vanaand van liggaamlike genesing nie. En asseblief moenie voor by my kom staan en sê, ag bid vir my skouer. So dalk word jou ander skouer ook uitlik gerig. Maar nie deur my nie. Hoor die woord van die Here. Vanaand gaan oor innerlike seer. Vanaand gaan ons daai ding aanspreek wat ons nooit wou aanspreek nie. Spreek ons vanaand aan. Halleluja. Ons gaan nie meer daarmee sit nie. Jy sit met woorde wat 'n onderwyser vir jou gesê het in die skooltyd al. En jy's nou al jare loop jy met hierdie ding en dit bly 'n blokkasie wees in jou lewe. Jy kan, want as iemand net iets in die soortgelyk iewers sê, jy's daai geselskap gaan nie eens oor jou nie, maar iemand sê iets soortgelyk en jy hoor dit en dadelik steek hierdie dorpbeen deur in jou hart. En dis hoekom die Here wil vlees op hê. Hy wil seënings opsit. Hy wil vel opsit. Iets met 'n vel op, 'n sag. Prys die Here se naam. Die waar is tyd om hierdie ding aan te spreek. Dadelik, sodra ek geprofeteer het, was daar 'n geruis. 'n Beroering. En die bene het nader gekom, elke been na sy been, en toe kyk ek en daar was seënings op hulle. Hoor, net soos die Here gesê het, dit gaan gebeur, so het dit gebeur. Jy sien, dit is waar ons die pot mis het, want ons sê, nee, want ek wil eers sien voor ek glo. Ek gaan nie vanaand opstaan nie, ek sal maar wag tot die ander opstaan, en as die Here dit vir hulle doen, dan sal ek môre aan kom dieselfde oproep nie weer. Ek sê nie, God sal nie môre aan werk, soos hy wil werk nie. Maar God het hierdie boodskap vanaand vir 'n rede gegee. Vir 'n rede was hierdie boodskap vir vanaand gegee. Toe kyk ek, en daar was seënings op hulle, en daar het vlees opgekom, en 'n vel is bo oor hulle getrek, maar daar was geen gees in hulle nie. Hulle het nog nie regtig tot sy volheid gekom nie. Maar, weet julle hoekom? Luister verder. Vers 9, daarop sê hy vir my, profeteer tot die gees. Dis diep. Profeteer tot die gees. As jy vanaand, profeteer ons tot jou gees. Wanneer ons vir jou bid, profeteer ons tot jou gees. Want jou gees moet nou kontak maak met God se gees. En daar moet lewe kom. En net daardie asem van God kan lewe bring in jou. Profeteer tot die gees. Profeteer mense kind. God is opgewonde. Halleluja. Hy sê profeteer tot die gees. Profeteer mense kind. God kan nie wag om vir jou vanaand iets te doen nie. God kan nie wag om vir Esegiel te wys. Hierdie is 'n geloofsaak nie, halleluja. Maar omdat jy my tot hierdie punt vertrou het, gaan ek jou verder vat. Ek gaan jou verder vat op hierdie journey. Profeteer mense kind en sê aan die gees, so spreek die Here. Kom aan uit die 4 windstreke, o Gees, en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word. En ek het geprofeteer, soos hy my beveel het, net daai reeltjie wat so baie herhaal word in hierdie hoofstuk, ek het geprofeteer, soos hy my beveel het, is so ontsettend belangrik. So die naweek gehoor van twyfel. Pas op vir twyfel. Dadelik spreek 'n ding aan. Moenie dat iets sy kloue in jou rug slaan en saamry met jou. Hy betaal nie 'n taxi fare. Hy spring op jou rug en hy ry saam met jou vir jare. Draai jy hierdie gewig saam met jou. Vir jare sit jy hier. Sanel hierdie pastoor is vir jou ontsettend. Maar vanaand gaan ons 'n dorpbeen in jou lewe aanspreek. Vanaand gaan ons 'n dorpbeen in jou lewe aanspreek.
Ek glo jou pa verstaan wat ek sê. Ons hoef niks uit te laat nie, ons gaan niks uitlaat nie. Ons gaan vanaand daai dorp weer aanspreek, hoor. Jy gaan hom nie verder saam met jou dra nie. Vanaand maak ons klaar. Vanaand maak ons klaar. Halleluja. Prys die Here. Shandalaba sababu kusien. Halleluja. Sjoe. Blaas in hierdie dooies dat hulle lewendig kan word en ek het geprofeteer soos hy my beveel het. En weet julle wat? Profeteer. Daar's kerke wat verkondig en ek gaan nie nou die Grieks daar uit verduidelik nie, maar daar's kerke wat verkondig dat preek en profeteer is presies dieselfde. Ek weet nie waar hoor hulle dit nie en hulle sê hulle het Grieks en Hebreëus, hulle sê dit. En hulle verstaan nie eens die verskil tussen preek en profeteer. Dis twee heeltemal verskillende woorde daardie in die Bybel. En weet jy wat kan profeteer wees? Profeteer is nie net praat nie, maar profeteer is ook geïnspireerde sang. Wow. Ja. Jy kan profeties sing. En dis hoekom ek sê dit weer, gesalfde musiek in die kerk. Oud of nuut maak nie saak nie, gesalf. Dis waaroor dit gaan. Want dis die salwing wat die juke verbreek. Niks anders nie. Geïnspireerde musiek, geïnspireerde spraak. Dis wat profesie ook is. Nou maar pastoor, hoekom gee jy partykeer sulke harde profesie? Want die Here digtig die wat hy liefhet. Dit moet vir jou inspirerend wees. Al praat God met jou deur digtiging, moet dit vir jou 'n inspirasie wees, want die lewende God maak tyd. Al hierdie biljoene mense in die wêreld, maak die lewende God tyd dat hy met jou kan praat. Dit inspireer my. Halleluja. Maak nie saak watter tipe profesie dit is nie. Dit is vir my 'n inspirerende inspraak in my lewe. Prys sy naam. En ek het geprofeteer soos hy my beveel het. Toe het die Gees in hulle gekom en hulle het lewendig geword. En op hulle voete gaan staan 'n ontsaglike leer. Al daardie areas in elke een van ons se lewe wat 'n dooie area is, staan skielik saam op en ons word almal sterker en kragtiger in die Gees en ons kan met meer vrymoedigheid bedien teenoor mekaar en teenoor ander mense. Want skielik word al daai dooie areas wat in ons lewe sit, want ons almal sit nou met dooie areas en hulle word skielik nie net lewendig nie, hulle word 'n leermag. Neem my lewe, laat dit hier. Ek gewy, ons moet hom weer sing aan die einde. Prys die Here, halleluja. Hoor daardie elke koortjie is deur die Heilige Gees geïnspireer vanaand wat ons gesing het. Prys die Here. Terwyl ek daar vanmiddag afsonder en hulle oefen hier, ervaar ek net die salwing daar terwyl ek afsonder in die kamer en ek weet hulle het nie net sommige enie menie myne mou met hierdie daai klein Engelsman van my die kleinkind. Hy as hy maar nou vir hom sê wat so sweet wil jy hê, dan sê hy eers nee maar ek wil al twee. Sy sê nee, jy kan nie al twee kry nie, jy moet een kies. Okay, enie menie myne mou. Daddy had a donkey, hoe gaan daai ding? Inky pinky ponky, daddy had a donkey. Donkey died, daddy cried, inky pinky ponky. Altyd dis wat dink ek. Dankie Here, hulle het nie vanmiddag die koortjie so uitgekies nie. Prys die Here. Anders sou ons dalk nog met dorbene gesit het. Daar moet gees wees. Daar moet gees in 'n diens wees, Jan. Daar moet gees wees. Halleluja. Ek gee nie om wat ander kerke vir jou sê nie, maar daar moet gees wees. Gees maak lewend. Die Gees maak lewend. Wat maak die letter? Tot. Dan Sastron sê hy nie dood nie, hy sê tot. Ja, hy's tot. Nou ja, pas op vir tot wees vanaand. Met jou dorbene. Toe sê vir my, hier kom die groot probleem. Hier kom die groot probleem. Ek is nou baie naby aan afsluit, hoor, en I promise you that. Hier kom die groot probleem in vers 11. Toe sê hy vir my, mensekind, hierdie bene is die hele huis
van Israel. Jy kan vanaand vir my sê, nee pastoor, gelukkig praat jy nie met my nie. Jy weet jy wat, want jy sit bang. Jy's scared. Jy's bang om uit te kom, want ons is mos macho. En cowboys don't cry. Ook is so dankbaar ek is verby daai ding. Ek is so dankbaar ek het dit nooit vir my kind geleer nie. Ek het my seun, ek praat net van my seun. Dogters huil, as hulle wil huil. Seuns huil nie, altyd nie, want ons huil tot ons 4-5 jaar oud is en dan stop ons. Ja, en dan is ons klaar. Macho. Ons kom uit daai era uit. Cowboys don't cry, man. Wat het die korporaal gesê, ek is jou ma, jou pa, jou meisie, jou opa, jou ouma, ek is almal jy huil oor niemand hier voor my nie, want ek is hulle, waaroor jy huil. Skus korporaal. Jy sien, toe sê hy vir my mensekind, hierdie bene is die hele huis van Israel, elke een wat deur God se hand uitgekies is om hier te sit vanaand, het 'n dorbeen wat moet aangespreek word. Maar die keuse bly jou. God sê vir Jesegiel, profeteer soos ek jou beveel het. As jy dit nie vanaand wil doen nie, ek kan vir jou niks doen nie, hoor. Niks nie. Hierdie bene is die hele huis van Israel. Hierdie ding se battery gaan dit nie maak nie. Kyk, hulle sê ons bene is verdor en ons verwagting is verlore. Dit is klaar met ons. Ag, Here, niemand kan vir my iets doen oor hierdie probleem nie. Niemand kan vir my iets doen meer oor hierdie probleem nie. Dit help nie, ek praat daaroor nie. Dit help nie, ek bring dit eers voor U nie, want my verwagting is verlore. Weet jy wat is die beste verduideliking wat ek vir verwagting kon kry? Ek hou daarvan om sekere woorde op te soek in die woordeboek of om die Grieks of Hebreëse betekenis te gaan kyk, want ek wil weet wat beteken dit om 'n verwagting te hê. Ek meen 'n vrou wat swanger is, ek praat van die foon se battery, ja, baie dankie. 'n vrou wat swanger is, het 'n verwagting dat na 9 maande gaan sy 'n kindjie hê. Niemand het 'n verwagting, en ek sê hierdie ding met baie respek teenoor die vroue en teenoor vroue wat dalk al miskrame gehad het en sulke dinge. En dalk is dit die dorbeen vanaand, dalk is dit hoekom ek dit moet praat daaroor, want dalk is dit die dorbeen in jou lewe. En dalk is die manne hier wat dalk 'n kind al verloor het of 'n kleintjie wat doodgebore is, moes begrawe. Daardie dinge het 'n impak op die mens se siel. Dit het 'n impak op die mens se gees. Dis dorbene wat jare lank saamgedra word, wat ons moet aanspreek. Ons verwagting is verlore. En die beste verduideliking wat ek kon kry vir verwagting was in 'n woordeboek wat sê dis 'n tou van hoop. Ja, dit sê so baie. Dis 'n tou van hoop. Nou ek weet nie wie het al gebungee jump. Ek het al gebungee jump. En ek het sommer begin by die hoogste een in Suid-Afrika, die Stormsrivierbrug. En as jy net van daardie brug afspring, is dit die aardigste gevoel, want jy voel nie die tou aan jou. As jy net afspring, jy dink, o, Here, wat het ek nou gedoen? En dan as daai tou so vasspring, dan voel jy die hoop terugkom in jou. En hy skiet jou weer op. En daardie tou van hoop wat God aan ons vasmaak, is presies net dieselfde. Hy is nie net 'n tou wat as ons val, ons keer dat ons onsself te pletter val nie. Dis 'n tou wat opspring en God vang ons weer in sy hande. Halleluja. Toe Arnold 3 was, ek sit nou nog met 'n lekker knoppie op my gewrig soos hy gebreek het. Toe Arnold 3 was, toe sê ek vir hom, spring van die dak af, pappa sal jou vang. En toe ek hom vang, toe kry ek lekker eina. Maar hy was alright. Hy was alright gewees. Prys die Here, halleluja. So, die waar is, ons het 'n tou van hoop vanaand, maar as ons hom nie kan gaan gebruik nie, gaan hy niks. 'n tou wat daar slap hang,
gaan vir jou niks help nie. Tou wat net daar lê, gaan vir jou niks help nie. Dis die bloed. As ons die bloed nie gebruik nie, gaan dit vir ons niks beteken nie. So ons moet vanaand hierdie tou van hoop aangryp. Vanaand. Ons moet hom aangryp. Anders gaan jy sit met daardie dor been. Vanaand het die Here al reeds met mense gepraat. Ek gaan nie verder gaan nie. Ek gaan nie verder gaan in God se woord. Ek voel in my gees dat die gees van die Here het klaar gepraat soos hy wou praat vanaand. Ek wil nou die oproep maak. Ek wil nie eers Alicia sit vir ons sagte aanbiddingsmusiek. Al is dit ek weet nie wat het jy daar nie, maar al is dit instrumente, maar dit moet kan vloei en aangaan. Want ons gaan vanaand ons gaan die Facebook kykers groet, maar wag net eers voor ons hulle groet. Ek wou nou net gebid het. Noem daar die naam. Ek wou nou net gesê kom ons bid vir die Facebook kykers voor ons afsit. Jackie vra vir gebed vanaand oor 'n dorbeen. Kom ons stem saam vanaand. Halleluja. Kom ons stem saam vanaand dat die Here daardie dorbeen of bene van Jackie, maar Jackie, jy moet profeteer. Jy moet glo dat vanaand waar jy ook al is, dieselfde gees wat hier by ons is daar by jou teenwoordig vanaand. Here, baie dankie dat ons vir Jackie kan bid. Kom ons steek ons hande uit na hierdie foon toe vanaand. Halleluja. Here, ons bid vir Jackie vanaand en ek dank U, Here, by die afsluiting van hierdie Paasnaweek het U nog steeds lewe gegee. Dankie, Here, dat U ons vanaand nuwe krag gegee. Dankie dat U nou vir Jackie aandoen met nuwe krag, Here. Dankie dat U vanaand kom en U sit seëning op daardie been wat seer maak, want hy steek in haar binneste in en hy maak seer, Here. En vanaand, Here, daar waar sy is, daar waar die trane nou, daar waar sy kniel voor U, Here, kom U vanaand en U sit seënings op, en U sit vlees op. Here, U herstel daardie been, maar dis nie 'n proses van jare nie, Here. Is jare het hierdie ding saamgekom, maar in 'n oomblik, in 'n oogwink, onmiddellik genees U nou dadelik vanaand. Dadelik sit U seëning oor, dadelik sit U vlees oor, dadelik sit U 'n vel oor, en dan kom jy in die blaas gees in. Want die gees maak nou lewend, halleluja. En ek prys die heilige naam vanaand, dat U nou lewend maak in daardie area. Here, Chris Smit het my gevra vanaand, hy lê in die bed 3 weke al met 'n bloedklont. Ek bid vir hom vanaand, Here, dat daardie dorbeen van 'n bloedklont, Here, dat U dit nou uit sy liggaam dat U dit sal laat dissolve, Here. Dat U bloed sal inbring, Here. 'n nuwe bloedstroom in die naam van Jesus. Halleluja. En Here, sy ma wat self siek is, ek bid ook vir haar, vir tannie Susan vanaand in die naam van Jesus, dat U haar aanraak, Here. En Vader, is daar nog, miskien moet ons maar die Facebook nog 'n rukkie aanhou. Miskien moet ons dit aanhou. Dalk is daar nog iemand anders ook wat gebed wil hê. En dan sal ons hulle name voor die Here noem. As julle nie het ek julle toestemming om vir julle te bid vanaand terwyl die Facebook nog aan is. Ons doen dit nie gewoonlik so nie. Ons sit hom gewoonlik af. Ja, is julle reg daarmee, kan ek almal se hande kry, want as ek een het wat nee sê, dan gaan ek dit nie doen nie. Leon, baie dankie. Ek het net nie jou hand gesien nie. Die waar is, wie gaan braaf wees en dadelik opstaan en nie wag vir die volgende persoon om te kom. Prys die Here, baie dankie, Karl. Kom vorentoe. Kom vorentoe. Halleluja. Kom vorentoe. Halleluja. Dankie, Janelle. Dankie. Halleluja. Halleluja. Ek gaan vir hierdie mense bid. Ek gaan vir hulle bid, maar ek weet daar's nog mense wat moet uitkom. Dit is nie 'n debat. Ek weet daar's nog mense wat moet uitkom. En ek wil hê iemand moet vir my ook bid vanaand, asseblief. Ek wil hê iemand moet vir my ook vanaand bid, want ek is ingesluit in hierdie dorbeen. Halleluja. Ek wil ook my dinge van die verlede kan klaarmaak en sê, Here, ek dra dit nie meer verder. Ek dra dit nie meer verder. Here, Lee kom vanaand en sy sê, dorbene hoor die woord van die Here. En vanaand sê sy tot hier toe en nie verder nie. Ek gaan dit nie meer saamdra nie, Here. U is bewus daarvan, Here, want U het haar in die laagte gevat. U het haar deur die laagte gevat. U het haar laat op en afloop. U het hierdie probleem van alle kante laat sien vanaand. En daarom weet sy,
Toe u vra, wie dink jy hulle kan lewe? Toe sê sy, Here, Here, u weet dit. Maar nou staan sy hier en sy profeteer self vanaand. Bly met dit in jou binneste sê, ek maak klaar. Ek weet hierdie ding hoort nie hier saam met my nie. Ek maak hom klaar vanaand. Here, dankie dat ek kan weet jy is nou klaar besig om die werk te doen. Ek wil nie julle moet gaan sit nie, hoor. Julle moet net nie staan besig bly met die Here. Bly net besig met die Here. Halleluja. Sê vir hom dankie, praat met hom. Halleluja. Here, hier is 'n kosbare siel wat voor u staan vanaand, Here. Vader, sy het op 'n jong ouderdom baie seer gekry. En Here, daardie seer het sekere dinge in haar lewe bepaal. Maar ek kom vanaand, Vader, ag en Here, met daardie sagte vel, sagte vlees, wat u omsit, Here, om hierdie ding wat so in haar binneste insteek, en so krap, Here. Baie dankie dat u dit vanaand kom aanspreek. Dankie dat u dit vanaand die seer wat dit veroorsaak het, dankie dat u dit toewerk. Dankie dat u besig is om 'n operasie te doen vanaand. Maar dankie Here dat u besig is om gees daarin te blaas. Bo alles is u besig om 'n dooie area in haar lewe. Is u besig om heel te maak. Is u besig om lewendig te maak. En dit gebeur nou. Dit gebeur nie net nou nie. Dit gebeur nie môre nie. Dit gebeur nou, Here. Baie dankie daarvoor. Baie dankie daarvoor. Tinus. As Tinus. Sorry, Tinus. Kom staan gou net hier by jou meisiekind. Marita, kom staan nie by ons in jou die toe. Kom gee al die liefde wat in julle is. Al die liefde wat in julle is. Kom gee dit vir haar. Ek gaan nou vir julle bid. Halleluja. Oh, prys die Here. Baie dankie. Halleluja. Lord, let your spirit flow. Dis die nuwe lewe in Christus wat nou inkom. Here, baie dankie dat ek vir Karen kan bid vanaand, Here. Dankie Abba Vader, halleluja, dat ons kan skoonmaak en klaarmaak vanaand, Here. Dorbene hoor die woord van die Here vanaand, halleluja. Dit is nou klaar, genoeg. Het jy 'n dooie area in haar lewe ingebring. Geestelike groei gaan daar nou in areas wees wat vir Here, het sy gesmag om ook dit of dat te kan doen. En nou Here, herstel u, want hierdie is 'n boodskap van herstel vanaand. Dankie dat u nou herstel in die naam van Jesus. Halleluja. Dankie Here, dankie. Sien Karen, kyk goed vir my. As iets wat jy nog blok, hy kom tot hier. Jy wil nie uitkom. Jy wil nie, dis moet jy helemaal vir my nog. Want jy, as jy kom, dan is jy te sien. Kom net, dan steek jou aan op. Jy kan in jou daar en jy aan jou doen. Here, in die naam van Jesus, spreek ons liefde nou aan. En daar is nou al seerings op, daar is nou al vlees op, daar is vel op, maar daar is nog die gees. Blaas nou gees in hierdie dorp hier, dat ek uitkom, en eens en vir altyd uitkom. Klaarmaak, herstel. Ek sê dit 3 keer, want dan kom lewe vanavond. Lewe in Christus. Lewe. Halleluja. Voel jy dit? Bly hier by die Here. Jy moet nie gaan sit nie. Bly besig met die Here, want die Here wil herstel bring. Die Here is besig om te werk. Die Here is besig om nuwe asem in te bring. Here, in die naam van Jesus. Kom. Baie dankie. Ek sien drie dorbene wat baie lelik steek. Wat baie seer. En is asof hulle al gedraai en hulle wat so seer in jou gees maak. Here, dankie dat u daar die hand van God nou bring, Here. Dankie dat hierdie bene in plek sit, in gelid sit, want u is besig om hulle reg te maak, om 'n magtige leermag in haar te word, Here. Baie dankie hiervoor, Abba Vader. Dankie vir wat u nou besig is om te doen, Here. Daar die dooie areas, Here, staan hy op en hulle staan op aandag, want hulle hoor die stem van die Here. Hulle hoor die woord van die Here doorbeen, halleluja. Julle is klaar. Julle is weer klaar vandag, want die Here bring vanaand herstel. Here is besig om hier te werk, halleluja. Wat om net om te werk is, worship hom, halleluja. Tot dusver het ek nog net vir vroue genoem.
nog net vir vroue gebid. Halleluja. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kom staan hier by my vriend. Halleluja. Prys die Here. Here, gee jou hande neer. Halleluja. I surrender all. I surrender all. Halleluja, Vader. Baie dankie Abba Vader. Dankie vir die liefde wat U verander het. Baie dankie Here dat U hom al die pad stuur van Limburg af. Vader, om hierdie boodskap in Grondwestal te kom hoor vanaand. Halleluja. Dankie wat U reeds die naweek gedoen het, maar dankie vanaand vir die finale herstel in hierdie dooie areas in sy lewe, Here. Ek weet daar's dinge wat ek en hy al bespreek het, wat hy so na smag, Here. En vanaand kom U en U bring hierdie herstel, Here, en U bring 'n volmag, halleluja. 'n Volmag, hoor dis die woord van die Here wat die Here vir jou gee, André. Die Here gee jou volmag vanaand, halleluja. Volmag om te profeteer oor hierdie probleme, te profeteer oor hierdie dorpslede. Volmag, sê die Here vanaand vir jou. Hoor die woord van die Here dorpslede. Baie dankie Here, baie dankie Vader vir wat U nou doen, halleluja. Prys die Here. En van daardie dorpbene het al soos pele geword. En Here, dat as jy hom oopbreek, dan draai nog vrug. Dan kom daar nog saad uit hom uit, Here. Maar Vader, hoe dit ook al sy, al het 'n ding 10 kleintjies gekry vanaand, is dit tot voordeel. Want U vat hulle almal en die rig hulle op, Here. En die plaas weer 'n nuwe verwagting in ons. Ons het gedink, Here, ons kan nie nog verder gaan nie, maar daar is 'n nuwe verwagting in ons geplaas. Dankie vir 'n nuwe verwagting wat U ook in ander plaas vanaand. Bly besig met die Here. Bly besig met die Here. Halleluja. Kom maar probeer dit alleen te doen. Dankie nog sy eie. Prys die Here. Kom op die Here. Halleluja. Groot naam. Hy het jou woord. Hy het jou. Halleluja. Here, dankie. Dankie dat ek Tinus se lewe ook. Want Vader, Tinus het opgestaan en hy het vorentoe gekom. So hy het gesê, Here, U weet, halleluja. U weet dat ek vanaand kan klaarmaak, Here. Vanaand maak ek klaar, Here. Jarelange dorpbene. Spreek het aan vanaand, Vader. Baie dankie, Here, dat ek nie hoef te weet nie wat U weet. Here, U weet, soos Jesegiel gesê het. Here, soewereine God. U weet dit vanaand, halleluja. Baie dankie dat U weet wat in hierdie binneste aangaan, Here. U weet, Here, U weet. Al het die pyn jarelang gekom, Here, kom die herstel. Nou kom vlug, Here, en die ruk uit. En die ruk uit die herstel en die maak reg. En die sit vlees op, Here. Die seën om die sit vel op. En Here, Aria, in die se lewe, en ek sê dit is liefde, omdat U dit vir my wys. Aria in sy lewe wat hom hard gemaak het. Kom maak die sak vir hom. En hy gaan 'n sagmoedige gees begin openbaar wanneer hy met ander daaroor praat. Baie dankie daarvoor. Ek weet nie wat dit is nie. Maar sien ek nie so goed. Hier is 'n ding wat Here nog nooit geopenbaar was in my geselskap. Maar die kom en die vat 'n harde area. 'n been wat vir hom hard gemaak het. Die kom maak hom sak. Baie dankie daarvoor. Dankie daarvoor. Bly besig met die Vader, baie dankie dat ek vanaand sommer dit kan doen. Dankie dat U verheerlik sal word. U sal verheerlik word in hierdie twee area. Ai, Abba Vader, halleluja, halleluja. Maar ek weet nie wat dit beteken nie, maar ek sien 'n karavaan, maar hierdie karavaan was nie 'n jong dogtertjie was. Hierdie karavaan was nie 'n happy place. Nou is 'n karavaan vir jou 'n happy place. Ek dit so mag stel. Maar daardie karavaan, dis asof ek hom amper sien so, aluminium kleur, so kroon kleur. En dit was nie vir jou 'n gelukkige plek nie, maar vanaand kom die Here en hy vat hierdie dorp weer in die naam van Jesus, halleluja. En waar jy hoef nie gesit en heilig, kan jy van vanaand aan, kan jy die joy daaroor praat en die Here maak die kan herstel dit vir jou, halleluja. Baie dankie vir hierdie jarelange seer wat vanaand herstel. Dankie vir hierdie dorp die Here wat nou nie meer sal steek en seer maak, wanneer ons daar dink van ons daaroor praat. Maar Here, wanneer ons 'n soortgelyke situasie oor wanneer Marita 'n soortgelyke situasie oor, sal sy weet, daar is verwesing vir daardie persoon, net soos daar verwesing vir my was. In Jesus' naam, halleluja.
Halleluja. Kom ons saam. Here baie dankie. Ek wil nie veel sê maar Here ek wil net gee. Nou kom aan al die krag, al die volheid, al die heerlikheid, Here u kom bedien die kosbare jongdame, Here kom bedien haar naam met die woord en haar kinders vra, Here dit wat haar vrees is, Abba Vader. Here, ek wil my attent gemaak op haar naam, Here. Ek kan nie dus my attent gemaak en ek weet dat Heer, ek weet dat Heer en aan my Heer, en ons die Heer wat ons wil nie dit gemaakt, want my naam is een naam wat jou op bedien met die heilige Heer. En die kom Heer van haar grootjie tot haar grootjie. Kom die in elke area van seerkring. Spreek die vanaand in haar lewe aan. Ek wil vir die dankie sê, Here, dat as sy vanaand die wegstap, sy gaan baie beter verstaan oor sekere dinge, Here, wat sy nie verstaan het. Ek praat van dinge in haar eie lewe, ek praat van dinge wat sy gesê het. But we were about to be evicted. I heard my mom crying the other night, and I wondered what was up, so I got up out of my bed. I went over to her room. I thought she was, going through something was wrong. And so the door was cracked, and I pushed it open just to see what was wrong with mom. The crying that I heard wasn't the kind of crying that I thought it was. She was kneeling next to the bed, thanking God for His faithfulness. Even though the situation changed, I'm still good, and I Here, as ek so daarna wys is van alle kante af, van alle kante beskerming. Here, na hierdie groep, die naweek wat hy gees het, wat hy gemaak het, bid ek nou in die naam van Jesus, dat jy van alle kante sal insluit, Here, dat jy hand op sy hoof sal sit, Vader, dat onder die naweek sy tent sal kom, Here, dat die bloed van Jesus oral voor ons sal wees. En Jesus voorbare naam het afgedaan. Amen. Halleluja. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come now, ek kan weer om hier te bouwen. En die wil nie seer hier is. Dan nie die woorde wat hier voor is gesnyd en alles. Bouw die hier om dit so dat jy kom al nader aan die Here. Maar vanavond van die Here, as jy kan spreek, dat ons het woord weer, dat ons woord is, en jy weer dit. Dit wil maar weer om samen te doen. Dat vanavond spreek die Here weer aan. In die naam van Jesus. Here, dat jy weer spreek, dat jy ons so dat jy met ons woon, die Here ervaar. Ek wil vanavond dat jy, Here, die al die woord, al die kracht, al die Here, ek kan nie lang gewees, die ons die Here, Vader, Here, ek wil net hê dat jy ons sal bedien vanavond. En die Heer ek had ook die herstel is. En die herstel vanavond. In Jesus mooie naam, halleluja. Dat sal daar was. En die is afgeleid. Vanavond meer opdracht is halleluja. Thank you, Jesus. Mighty Redeemer, Son of God. Baie dankie, Here, halleluja. Prys die Here. Here, hier is 'n dorp weer wat selfs gegroei. In sy dorheid het hy gegroei in haar liefde. Maar Here, baie dankie dat U dit vanaand stop. Halleluja. Here, baie van die pyn, baie van die liggaamlike pyne en ongemaklikheid wat sy ervaar het as gevolg van 'n geestelike seer. En vanaand spreek U daardie dorp weer aan. Halleluja. Die been het al gekrul soos 'n skaap ram sy horing. Het hy al gekrul en so in jou gesteek, want die Here self, om vanaand, terwyl jy profeteer en sê, Here, ek glo, die kan, vanaand spreek ons hierdie dorp weer aan. Baie dankie, Abba Vader, dat U vanaand kom, in U volheid, in U krag. Dankie vir hierdie genesing, dankie vir hierdie genesing, halleluja, dankie vir hierdie genesing, so jy moet met my hand op jou rug lê,
kom nie. Dit net wat die Here sê. Halleluja. Dit net wat die Here sê. Halleluja. Dis wat die Here is besig om met jou te doen. Prys die Here. Kan ek wil iemand aanhou, as jy weet soos hulle net met jou bid. Maar jy hou jou hand op jou vrou se rug. Moenie dit nou laat doen. Dank jy, Jesus, halleluja. En ons die salf hier is in die opdracht was. Ons bid vanavond so. Dis alright as ek ook oumas aan het en net. Vanavond is die opdracht so. Dat is ons salf hier. Prys die Here. Iemand die van my druk hier. Halleluja. Kan jy maar dan sê, dat is volgenaamd vir ieder elke dood weer van die Jezus. Baie dank. Rafa, Handa, Rafa, Seba, Pusho, Kutia, Lagas. Halleluja. Oh, mighty Redeemer, Son of God, hallelujah. Spirit of the living God, Here maak bloed vanavond. Here profeteer teen dit vanavond. Halleluja. Prys die Here se mooi naam. Halleluja. Halleluja. Here kom ons vry uit daai Jesus. Die plaas van Gees. Die plaas van Gees. Halleluja, yes. Here ons net alweer nou af. Yes, my God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Baie dankie vir dit. Here, dankie. Dankie. Ja. Thank you, Jesus. Dankie vir elke aspek, Here, dankie dat U vanavond genees, Here, gesê U genees vanavond, halleluja. Baie dankie daarvoor, Jesus. Yes, Lord, is net so sê. Baie dankie daarvoor. Dankie koning van die koning. Dankie Here van die weerskade. Dankie dat U getrou en regverdig is, Here. Word verheerlik ook in U. Dankie Here vir vlees. Dankie vir vel. Dankie vir seëning. Dankie vir gees. Lewendmakende gees. In Jesus. Prys U. Prys U. Prys U. Halleluja. Dan nog iemand met Bybel. Isabella in die woord. Okay, prys die Here. Vader, ons gaan nou weer vir jou bid, ja. Isabella en Yvonne, Here, ons kom lê hulle voor U vanaand. Baie dankie dat hulle die vrymoedigheid gevat het en gesê het ek wil ook vanaand klaarmaak. Dankie dat afstand vir die Heilige Gees nie 'n probleem is nie. Dankie soos hulle nou kyk na hierdie uitsending, Here, raak U Gees hulle aan. Dankie Here dat U nou ook herstel bring in hulle lewens, Here. Baie dankie dat U herstel bring in hulle lewens, Here. En ek eer U Vader vanaand vir wat U doen. En ek sien Yvonne, ek sien hoe die Here 'n bakkie ou water uit jou lewe uittap. Halleluja. Water wat gestagneer het, water wat vlot geword het. Maar saam met sy Gees blaas hy ook vir jou lewende waters in vanaand. Halleluja. Isabella, die Here spreek jou probleem nou aan. Prys die Here, hy spreek dit nou aan daar die dorp weer en dadelik onmiddellik, soos ons profeteer daaroor, is die Here besig om herstel te bring. En dit voel vir jou seer op hierdie stadium. Dis baie seer. Jy wil nie nou dan met deel nie, maar God maak dit nou vir jou heel. Prys die Here se mooi naam. Worship hom, worship hom, worship hom. Terwyl jy daar is, worship hom in Jesus naam. Halleluja. Ons groet julle in die mooi naam van Jesus. Amen.